Nou die verborgenheid van die koninkryk, dit bring ons vandag by 'n baie interessante saak, want beide die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament spreek van die koninkryk van God. Nou die basiese betekenis van die koninkryk van God is God se heerskappy. Dit is die sfeer van die soewereine heerskappy van God. God het die reg om te regeer en daar is die sfeer van God se regering en die realiteit van God se regering of heerskappy waar hy met koninklike gesag en autoriteit heers. En wat ons nou na gaan kyk is die koninkryk in verborgenheid wat gestalte vind in die Christendom, maar voor ons dit kan doen, moet ons net eers 'n prentjie kry van die hele koninkryksleer in die Bybel in sy verskillende formate as multifaset. Daar is in totaal 5 aspekte van die koninkryksleer in die ganse skrif. Ek praat dan nou van die Ou en die Nuwe Testament saam. En 4 van hierdie 5 fasette is reeds bekend gestel in die Ou Testament. So dit was nie 'n verborgenheid in die tyd van die Nuwe Testament nie. Dit is reeds geopenbaar in die Ou Testament. Maar die 5de faset, die laaste een, is die verborgenheid wat nou eers in die Nuwe Testament geopenbaar is. En ek sal graag nou al 5 met u wil behandel. Dit is my baie belangrik dat u in terme van wanneer ons praat van die koninkryksleer, die verstaan dat die terminologie koninkryk van die hemele en koninkryk van God word as wisselforme gebruik. Dis wisselterme waar as ek van die een praat, kan ek ook tegelykertyd dit identifiseer in die Bybel ook as die koninkryk van God. As ek praat van koninkryk van die hemele, kan ek ook praat van die koninkryk van God. Maar daar is sekere ooreenkomste en tog sekere verskille. En dis waar baie keer verwarring kom. Maar kom ek wys dit net vir jou, en soos ek dit lees, sal jy onmiddellik verstaan hoekom ek sê wat ek sê. Byvoorbeeld, ek sê dat die koninkryk van die hemele en die koninkryk van God word as wisselterme in die Nuwe Testament gebruik. En om dit te bewys, wil ek lees in Matteus en terselfdertyd in Markus. Nou luister nou mooi. In Matteus 4 vers 17 lees ons: Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. In dieselfde plek, in Markus 1 vers 15, lees ons, en dit is toe Jesus kom preek het, lees ons ook, dat nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom, en die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en gesê, die tyd is vervul, en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle, en glo die evangelie. Daar word hulle nou as wisselterme gebruik. Hulle praat van altyd dieselfde saak, behalwe in Matteus word verwys na die koninkryk van die hemele en in Markus word verwys na die koninkryk van God. Presies dieselfde gebeur in die geval van Matteus 8 vers 11 en Lukas 13. Luister hierna. Matteus 8 vers 11. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom van ooste en weste en saam met Abraham, Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. En in Lukas 13, die 28ste vers, luister wat sê Jesus, daar sal geween wees en geknars van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe. Kan jy sien die wisselterme? Dit word gebruik koninkryk van die hemele in Matteus 8, koninkryk van God in Lukas 13. En al twee praat van dieselfde insident, van wanneer mense sal aankom uit die ooste en die weste en saamsit met Abraham, Isak en Jakob. Vir 'n derde keer kry ons dit weer in Matteus hoofstuk 13. En hier spesifiek vers 11. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Die korresponderende gedeelte is Markus 4 vers 11. En hy sê vir hulle, toe hulle van vrou kom praat deur gelykenisse, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse. So hier kan u sien
dat dit word as wisselterme gebruik in die Nuwe Testament, in die evangelies. Nou, soos ek praat van die koninkryk van die hemel, ek praat van die koninkryk van God, op 'n sekere moment praat ek van dieselfde ding, maar die koninkryk van die hemel is nie altyd die koninkryk van God nie. So, om daardie rede, moet u verstaan dat toe Matteus sy evangelie neergepen het, die boek Matteus, die eerste boek in die Nuwe Testament, was hoofsaaklik aan die Jode gerig. En daarom het hy nie die formule koninkryk van God algemeen aangewend nie. Vandaar dan Matteus se gebruik om God meestal met hemele te vervang. So in plaas van om te sê baie keer koninkryk van God, het hy baie keer gesê koninkryk van die hemele. Juis omdat hulle so 'n heilige vrees en respek gehad het vir die naam van God. En omdat die gehoor van Matteus spesifiek die Jode was, daarom het hy dit graag gedoen. So, daarom is dit dan ook so, dat jy baie keer in die evangelie van Matteus die term sal lees koninkryk van die hemele, in plaas van koninkryk van God. Maar wat betref die 5 fasette, kom dat ek dit net vir u baie duidelik uitlig. Die eerste ene, wat ek dadelik kan aansny, is die universele koninkryk, of as u dit dan so wil noem, die ewige koninkryk. En die basiese betekenis van die universele koninkryk is God se soewereine heerskappy oor sy ganse skepping. God is God en dinge kom tot stand deur die direkte wil van God, of soms deur sy toegelate wil, maar niks kan plaasvind buite God se beheer nie. Daarom spreek die skrifte van God se ewige soewereine heerskappy oor sy skepping. Soos byvoorbeeld, in 1 Kronieke 29 vers 11 en 12, met betrekking tot die universele koninkryk of die ewige koninkryk, aan u Here kom toe die koningskap en u heers oor alles. Dieselfde geld vir Psalm 10 vers 16. Die Here is koning vir ewig en altyd. Ook Psalm 29 vers 10. Die Here sal sit as koning tot in ewigheid. Dieselfde vir Psalm 74:12. Nogtans is God my koning van die voortyd af. Ook Psalm 103 vers 19. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Jeremia 10:10. Maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Daniël 4:17. Die Allerhoogste het mag oor die koningskap van die mens en gee dit aan wie hy wil. En baie duidelik kan jy uit al hierdie teksverwysings iets duidelik waarneem. En dit is dat daar is 'n ewige koninkryk of 'n universele koninkryk waar God in sy soewereiniteit heers en heerskappy het oor sy ganse skepping. Ten tweede, die tweede faset van die koninkryksleer van die ganse skrif van die Bybel is die geestelike koninkryk. En in hierdie tweede aspek van die koninkryk, die geestelike koninkryk, word verwys na die heerskappy van God in die hart van die gelowige. In ander woorde, die geestelike koninkryk is saamgestel uit al die gelowiges en slegs gelowiges deur die ganse menslike geskiedenis heen. En toegang tot die koninkryk kan alleenlik geskied deur die wedergeboorte, bewerk deur die Heilige Gees. So in die huidige bedeling, dit is waarin ons nou bevind, tussen Johannes 20, die kruisiging, begrafnis en opstanding van Christus tot en met die wegraping, aan die ander woorde die kerkera, is die geestelike koninkryk en die kerk, die gemeente, sinoniem. So in die geestelike koninkryk en die kerk, die gemeente, is hulle sinoniem in die huidige bedeling. Nogtans het die geestelike koninkryk bestaan voordat die kerk gebore was. En dit sal bestaan nadat die kerk weggeraap is, na die wegrapingsgebeurtenis. Dus die geestelike koninkryk sluit in al die gelowiges van die Ou Testament deur die kerkbedeling, sowel as gelowiges wat tot bekering of mense wat tot bekering sal kom en gelowig word in die 7 jaar groot verdrukking en selfs in die 1000 jaar vrederyk na die wegname van die kerk. Die skrifte spreek van die geestelike koninkryk baie duidelik, om maar net 'n paar op te noem. Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk
van God. In Matteus 19 vers 23, hoor wat sê Jesus, beswaarlik sal hulle dan in die koninkryk van die hemele kan ingaan. Matteus 19 vers 24, om in die koninkryk van God in te gaan. Johannes 3 vers 5, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Handelinge 8 vers 12, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God verkondig het. Kolossense 4 vers 12, hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God. En 1 Tessalonisense 2:12, voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Dus, die geestelike koninkryk is saamgestel uit alle gelowiges, vanaf Adam tot en met die laaste persoon wat gered sal word aan die einde van die 1000 jaar vrederyk of die messiaanse koninkryk. Daardie sfeer, daardie skoop van tydperk van Adam af tot en met aan die einde van die 1000 jaar vrederyk, alle gelowiges wat ooit op aarde geleef het in daardie tydperk, wat hulle lewe aan die Here gegee het, wat wedergebore is, al daardie mense behoort aan die koninkryk, die geestelike koninkryk, die koninkryk van God. En dan, die derde aspek van die koninkryksleer is die teokratiese koninkryk. Die derde faset van die koninkryk noem ons die teokratiese koninkryk, omdat dit verwys na God se heerskappy oor Israel. Die teokratiese koninkryk het sy beslag gekry by die berg Sinaï, toe die volk Israel met die ontvang van die wetsverbond in 'n nuwe verhouding met God geplaas is. Die wet van Moses sou dien as die konstitusie van hierdie teokratiese koninkryk. Ons onderskei in die Ou Testament twee duidelike fases in die teokratiese koninkryk. Wanneer ons die woord gebruik theos, God wat regeer, God se koninkryk, dit is wat ons bedoel wanneer ons sê teokratiese koninkryk. Hierdie koninkryk is waar God as koning heers oor sy volk Israel en hulle moet onder sy heerskappy staan. Dit het te doen met God se heerskappy oor Israel, nie God se heerskappy oor al die heidense nasies in hierdie konteks en verband nie. Die twee fases in die Ou Testament wat 'n mens baie duidelik kan onderskei is, as jy die Ou Testament noukeurig bestudeer, die eerste fase is die periode vanaf Moses tot Samuel, want die volk Israel het eers as 'n nasie sy volle beslag gekry en het tot mondigwording gekom by die berg Sinaï, 3 maande nadat die volk uit die land Egipte uitgelei is deur Moses. Hulle gekom het by die voet van die berg Sinaï waar hulle die wetsverbond sou ontvang. Van toe af waar God sê, julle in Eksodus 19, julle is my koninkryk van priesters en uit al die nasies het ek julle bymekaar geroep en julle bymekaar gebring as my volk en as 'n nasie vir my. Op Aronswerk het ek julle gebring tot hiertoe. Toe die Here daardie wetsverbond vir hulle gegee het, vanaf Moses tot Samuel, het ons die eerste fase. Want nou heers God deur middel van Moses, Joshua die rigters en Samuel tot en met Samuel die laaste rigter. Hoekom sê ons dit is die eerste fase? Want in die tyd van Samuel, toe het die volk 'n koning gesoek. Hulle wil hulle eie aardse koning hê en dit het natuurlik die tweede fase in werking gestel, die periode vanaf die konings. As ons dink aan Dawid, Saul en Dawid van daai tydperk af tot met Sedekia, die laaste koning, toe die Babiloniërs die stad en die tempel verwoes het in 586 voor Christus. So die teokratiese koninkryk het toe tot 'n einde gekom en die tye van die nasies onder Nebukadneser het toe begin om 'n aanvang te neem. Toe deel God nie meer met sy volk as 'n entiteit op sy eie op daai oomblik nie, want wat toe gebeur het, hulle val toe onder die heerskappy van heidense nasies. So die skrifte vir die teokratiese koninkryk, die derde koninkryk, ons het ons eerste gepraat van die universele koninkryk of God se ewige koninkryk, ons het gepraat ten tweede oor die geestelike koninkryk en ek het nou derdens met u gepraat oor die teokratiese koninkryk. Die skrifte in die Bybel met betrekking tot die teokratiese koninkryk begin met Eksodus 19. Toe hulle by die voet van die berg Sinaï gekom het en God vir hulle die 10 gebooie in die wetsverbond gegee het. Dit eindig met 2 Kronieke 36, toe Jerusalem totaal verwoes is, die tempel vernietig is, alles verbrand is en die laaste van die volk in ballingskap weggevoer is, al die belangrike mense na Babylon toe. So die skrifte in die periode van Eksodus 19 en dit eindig met 2 Kronieke 36, al daai skrifte bevat dus die geskiedenis
van die teokratiese koninkryk, die eerste en die tweede fase van God se heerskappy oor die volk Israel. Vanaf die koning Saul en Dawid tot en met koning Sedekia, die laaste koning, toe daar nie meer 'n troon is en 'n heerskappy is, en tot vandag toe daar nie meer 'n troon is nie. Maar dit beteken dit sal in die toekoms so wees nie. Dan die vierde faset van die koninkryksleer in die skrif is die messiaanse koninkryk. En die messiaanse koninkryk of die 1000 jaar vrederyk, daardie koninkryk, as die vierde faset van die koninkryksleer, is die betekenis hier, daar kom 'n letterlike aardse koninkryk op aarde gevestig. Die Messias, Christus, die gesalfde, sal oor Israel en die heidense nasies regeer vanaf die troon van Dawid in Jerusalem. Dit is 'n messiaanse koninkryk, omdat die Messias, die gesalfde een, Christus Jesus, self persoonlik oor die koninkryk op aarde sal heers. Dit is ook 'n millennium koninkryk, nie net kan ons sê messiaanse koninkryk, ons kan dit ook noem millennium koninkryk, omdat die koninkryk baie duidelik vir ons uitgestip word in Openbaring 20, is 'n koninkryk wat vir 1000 jaar sal duur. En hierdie koninkryk, wat gewortel is in die Dawidsverbond, is een van die hoofonderwerpe van die Ou Testamentiese profete. Dit is hierdie koninkryk wat Johannes die Doper verkondig het, wat op hande is, in Matteus 3 vers 1 en 2, toe hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, want sou hulle Christus aanvaar het en hy sy koninkryk uitroep, dan sou die 1000 jaar vrederyk 'n aanvang geneem het, wanneer daardie jare volgeloop het wat nog uitstaande was in Daniël se profetiese horlosie. So Jesus Christus het die koninkryk vir Israel kom aanbied, die Joodse leiers het dit in Matteus 12 verwerp, en gevolglik is die aanbieding van die koninkryk teruggeneem van daardie geslag. So nou kan ons iets sê. Vanuit 'n menslike oogpunt is die messiaanse koninkryk uitgestel. Maar vanaf die goddelike perspektief was dit alles deel van die goddelike plan. En hierdie koninkryk sal weer aangebied word aan die Jode gedurende die einde van die dae van die groot verdrukking, en hulle sal dit aanvaar. Daarom sal die Messias dan sy koninkryk kom oprig en sal die 1000 jaar vrederyk 'n werklikheid word. En dan die vyfde en die laaste ene, en dit bring ons dan ook by die eerste verborgenheid van die koninkryk, is die koninkryk van die hemele in verborgenheid. Matteus 13 vers 11. Die koninkryk, die verborgenhede van die koninkryk van die hemele. En hierdie faset van die koninkryk is die enigste een van die 5 fasette van die koninkryk wat in die Ou Testament nie geopenbaar is. Dit is eers in die Nuwe Testament geopenbaar. Die universele koninkryk of dan die ewige koninkryk, die geestelike koninkryk, die teokratiese koninkryk en die messiaanse koninkryk, al 4 was bekende koninkryke in die Ou Testament. Dis nie net Nuwe Testamentiese leer nie, dit was ook bekend gewees in die Ou Testament. Maar die koninkryk van die hemele in verborgenheid, dit is iets heeltemal nuut. En wanneer ons praat van die koninkryk van die hemel in verborgenheid, dit is gelykstaande aan die Christendom. Die bekendmaking van die koninkryk van die hemel in verborgenheid het gekom as gevolg van die verwerping van die Jode van hulle Messias, Christus Jesus. Daarom het Jesus 'n voortsetting van die aanbieding van die messiaanse koninkryk gestaak. En nadat hy die volk getoets het op baie plekke, Kapernaum, Betsaida ensovoorts, gaan lees gerus in Matteus hoofstuk 11 daarvan, waar die verworpe koning die een word wat self verwerp. Sê, wee jou Betsaida, wee jou Kapernaum. Kapernaum, jy sal tot die doderyk toe neergestort word. As die wonderwerke tog maar net plaasgevind het by Ninive of Sodom en Gomorra en daardie plekke, dan sal hulle bekeer het, maar julle wou nie luister nie. Nou die verborgenhede van die koninkryk van die hemele ontvou in die gelykenisse van Matteus 13. Dis hoe die Here lering gee oor hierdie nuwe koninkryk wat gaan kom, die Christendom. Hierdie koninkryk het begin by die verwerping van Jesus as die Messias, Matteus 12:13, en dit eindig met die aanvaarding van die Messiaskap van Jesus deur Israel. En dit gaan eers plaasvind Matteus 24:25 in die eindtyd, aan die einde van die groot verdrukking, of soos ook bekend gestel in Sagaria 12. So die koninkryk in verborgenheid sluit die tydvak in van Matteus 13 tot Johannes 20. Maar dit sluit ook in die hele kerkera van Johannes 20 tot Openbaring 3. En dit sluit in die hele tydperk van die 7 jaar groot verdrukking, Openbaring 6 tot Openbaring 19. So die koninkryk van die hemele sluit die hele tydperk in. Vanaf daardie tydvak van Matteus 13 tot en met aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking. Daai
totale tydperk van die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus, van sy goeie nuus, en van Jesus se bediening eers, en dan die evangelie na sy opstanding uit die dood uit. Hierdie koninkryk en verborgenheid beslaan dus 'n totale tydperk van Matteus 13 tot die einde van die groot verdrukking. 'n Gelowige vandag in die kerkera is dus beide in die geestelike koninkryk van God, want hy's wedergebore, en terselfdertyd is hy in die koninkryk in verborgenheid, dit wil sê die koninkryk van die hemele. Die beste woordjie om die koninkryk van die hemele in verborgenheid te definieer en te beskryf is die woord Christendom. Die term Christendom verwys na oral in die wêreld waar die geloof in Jesus bevestig word. Reg of verkeerd, het sy ortodoks, op welke wyse, in dwaalleer, evangelies, protestants, noem dit wat jy wil, die koninkryk in verborgenheid in sy huidige vorm of gestalte, vind uitdrukking as die Christendom. En daardie woord is die mees beskrywendste van die aard en wese van die koninkryk, soos dit nou daar uitsien. Daarom vind ons in die gelykenis van Matteus 13, gereddes en ongereddes in die Christendom, gelowiges en ongelowiges in die Christendom. Die goeie saad en die onkruid staan naas mekaar en bestaan saam, juis omdat die koninkryk in 'n verborgde vorm is. So hierdie huidige bedeling van die Christendom of verborgenheid van die koninkryk van die hemel is dan tekenend van hoe die koninkryk tans daar uitsien. Dis om in die sfeer van die Christendom te wees, beteken nog glad nie om gered te wees of saligheid deelagtig te geword het nie. Die ware gelowiges in die Christendom is die wie deur die wedergeboorte in die geestelike koninkryk ingegaan het en saligheid deelagtig geword het. So, die ganse sfeer van die Christelikheid, of beter beskrywend, van die Christendom, is dan die koninkryk in verborgenheid, en die koninkryk sal voortduur tot en met die wederkoms van Christus. Om dit net gou saam te vat, die koninkryk in verborgenheid moet dus onderskei word van die ander 4 fasette van die koninkryk, omdat die koninkryk in verborgenheid nie dieselfde is as die universele of ewige koninkryk nie, want die koninkryk in verborgenheid is beperk in tyd, die universele koninkryk nooit, glad nie. Tweedens, die koninkryk in verborgenheid is nie dieselfde as die geestelike koninkryk nie, omrede die koninkryk in verborgenheid beide gelowiges en ongelowiges bevat. As jy na die gelykenisse kyk, dit is nie so met die geestelike koninkryk nie, net die gereddes bevind hulle daar binne. En dan derdens, die koninkryk in verborgenheid is nie dieselfde as die teokratiese koninkryk nie, omrede dit sluit nie in God se heerskappy oor Israel nie. En vierdens, die koninkryk in verborgenheid is nie dieselfde as die messiaanse koninkryk nie, omrede Jesus nie regeer oor hierdie koninkryk vanuit Jerusalem op die oomblik nie. Jesus is nie op aarde om nou te regeer oor die koninkryk van verborgenheid van die hemele nie. En dan ten slotte, die koninkryk in verborgenheid is nie dieselfde as die kerk nie. Die kerk is wel binne in die koninkryk in verborgenheid, omdat daar is gelowiges binne in die kerk wat die koring is en die skat of die parel, afhangend van die heidene of van Israel, maar dit is nie die totaliteit daarvan nie. Die kerk is dus 'n deel of 'n aspek van die koninkryk in verborgenheid, sowel as 'n aspek van die geestelike koninkryk, maar dit is nie die totaliteit van die koninkryk in verborgenhede nie. En die probleem waarop die profete van ouds geen lig kon werp nie, is wat sou gebeur het in die tydvak tussen die verwerping van die koning en sy wederkoms. En ons weet vandag in die Nuwe Testament dat hierdie verborgenhede, hierdie geheimenisse van die koninkryk van die hemele, deur die gelykenis in Matteus 13 bied die antwoord. Jesus sou later in Matteus 16 nog 'n voorheen verborgde doelstelling van God bekend maak. Ek sal profeties in die toekoms my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. So op daai stadium was dit nog 'n verborgenheid, eers geopenbaar na sy opstanding uit die dode.